Radio Fynbos luisteraars, ons is dan nou in voorreg in gesprek met Alna de Waal en sy is dan die verteenwoordiger hier vandag van Solidariteit, die helpende hand. Nou ja, Alna, ons weet dat die 7de Maart was mos nou al die internasionale maatskaplike werkersdag, maar soos wat ek ook verstaan is dit die hele maand lank wat dit gaan aanhou. Ja, dankie Leonie vir die voorreg en goeiedag luisteraars, dis lekker om hier saam met julle te kan kuier. Ja, dit was die 17de Maart hierdie maand, maatskaplike werkersdag. En maar ons vier dit sommer vir die hele maand, vir die hele Maart maand. So dit is dan ter erkenning van maatskaplike werkers wêreldwyd wat dit gevier word. En is eintlik 'n geleentheid om stil te staan en erkenning te gee aan maatskaplike werkers vir die werk wat hulle doen. Dikwels werk wat nie altyd raak gesien word nie, as ook om erkenning te gee aan die rol wat die professie speel in die bevordering van maatskaplike geregtigheid, volhoubare gemeenskapsontwikkeling en die welstand van individue en gesinne. Maar ek wil tog met julle deel wat dit vir my persoonlik ook beteken. Dis baie meer as net erkenning. Dis regtig 'n herinnering aan hoekom ons hierdie beroep gekies het. Maatskaplike werk gaan nie net oor vorms invul of verslae skryf nie, dit gaan oor mense. Dit gaan oor daardie ma wat moed verloor het, die kind wat veiligheid nodig het, of die gesin wat deur 'n krisis gaan en nie weet wat te kan doen nie. Dit gaan ook oor die opheffing van gemeenskappe. So ons werk dikwels in moeilike omstandighede, met armoede, trauma, gesinsgeweld, verslawing, maar ons werk ook met hoop en mens moet dit nooit vergeet nie. Ons sien nie net die probleme nie, ons sien potensiaal. En dit is wat hierdie dag vir my simboliseer. Hoop wat herstel word, waardigheid wat beskerm word en gemeenskappe wat stadig maar seker sterker word. So ek wil ook net hier stil staan en vir al my kollegas en mede-maatskaplike werkers werklik dankie sê vir die onbaatsigtige werk wat julle doen. Daar word jaarliks deur al ons maatskaplike werkers duisende mense en gesinne bygestaan en daarvoor haal ek my hoed af vir julle en die ongelooflike werk wat julle doen. So internasionale maatskaplike werkersdag en maatskaplike werkersmaand gee ook vir die publiek, vir julle luisteraars 'n kans om beter te verstaan wat maatskaplike werk regtig behels. So mense dink soms ons verwyder net kinders, maar 'n groot deel van ons werk is voorkomend en nie net krisishantering nie, om gesinne te ondersteun, vaardighede te ontwikkel en stabiliteit te help bou voordat dinge uitmekaar val. So vir my persoonlik is dit nie net 'n beroep nie, dis 'n roeping. Ja. Om 'n maatskaplike werker te wees beteken jy kies elke dag om in iemand anders se nood in te stap met professionaliteit, maar ook met 'n hart. En wanneer jy sien hoe iemand weer opstaan en selfstandig kan voortgaan, dan weet jy, dis hoekom ek hier is. Ja, nee, julle doen werklik 'n baie groot werk en dit is soos wat jy sê tereg, dit is nie 'n beroep nie, dis werklik 'n roeping. Nou Alna, as ons nou praat oor die rol van maatskaplike werkers in hoop en herstel, nou hoe kan julle dit alleen regkry? Wat verg dit dan nou in die groter gemeenskapsbetrokkenheid? Ja, soos ek nou gesê het, maatskaplike werk is die beginpunt van hoop, Leonie. Maar volhoubare herstel gebeur wanneer diensbaarheid 'n gedeelde keuse word. Helpende Hand se veldtog, naamlik diensbaarheid, begin by die wil om te help. Dit wil juis die brug bou tussen professionele diens en gemeenskapsdeelname. Die boodskap is eenvoudig. Diensbaarheid is nie net 'n beroep nie, dis 'n keuse. Wanneer individue, vrywilligers en professionele persone saam staan, beweeg ons van 'n ingesteldheid van iemand moet help, na kom ons bou saam. So die bystand wat gebied word, lei tot die saambou van 'n gemeenskap, wat ons uiteindelik wil hê. Ja, en jy praat so baie van die wil om te help. Wat 'n groot woord is daar die woord wil, nê. Maar wat beteken dit dan nou prakties? Ja, so die wil om te help is regtig 'n hartsgesindheid waaruit diensbaarheid vloei. So dis wanneer iemand kies om op te daag, om te gee en om deel te wees van 'n oplossing. So dit gaan oor 'n gesindheid.
Dit gaan nie net oor goeie bedoelings nie, dit gaan oor aktiewe betrokkenheid. So dit is wat Solidariteit Helpende Hand doen, naamlik ons staan ons gemeenskap by om hulle te bemagtig en sodat hulle kan opstaan en sodat hulle kan bou. So wanneer mense hulle wil om te help uitleef, begin gemeenskappe verander. Dit is baie mooi gestel, net daardie uitreik van jou hand en om te sê, maar ek wil help, nê, al is dit hoe klein. Ja. Nou in aanloop tot die Wêreldmaatskaplike Werkersdag, het julle dan nou 'n peiling op sosiale media oor diensbaarheid onder die publiek gedoen. Wat het julle uit hierdie peiling geleer oor mense wat wel wil help? Ons is baie dankbaar oor die mense wat wel deelgeneem het aan hierdie peiling. En dit het ons bewus geword van hoe mense diensbaar wil wees en hoe hulle wil help op hulle eie manier. So die bevindinge is eintlik baie hoopgewend. Die meerderheid respondente het aangedui dat hulle bereid is om te help en baie is reeds op een of ander manier betrokke in hulle gemeenskappe. En dit is regtig verblydend. Daar is ook 'n betekenisvolle groep wat graag wil help, maar onseker is oor hoe om dit prakties te doen. Maar wat egter uitstaan is dat die grootste struikelblokke nie onwilligheid is nie, maar eerder die gevoel dat dit iemand anders se verantwoordelikheid is, saam met emosionele uitputting en tydstrek. So dit wys vir ons dat daar 'n onderliggende bereidheid in gemeenskappe bestaan. Mense wil bydra, maar hulle duidelike leiding, toeganklike geleenthede en soms net 'n bietjie aanmoediging nodig om die eerste tree te gee. So dis juis in hierdie konteks dat ons in Wêreldmaatskaplike Werkersmaand die waarde van diensbaarheid beklemtoon. So dis nie net as 'n beroep nie, maar as 'n gesindheid wat elkeen van ons kan uitleef. Nou in julle peiling het dit sterk na vore gekom. Mense is bereid om te help soos jy gesê het. Maar dikwels voel ons mos maar dit is iemand anders se verantwoordelikheid. Hoe skuif mense daardie ingesteldheid van wag vir iemand anders na ek self gaan nou betrokke raak? Wel, ek dink dit begin by hoe ons oor hulp dink. As ons hulp net sien as iets wat ons ontvang, bly ons mos nou maklik passief nie. Maar wanneer ons begin besef elkeen het iets om by te dra, verander die dinamika. Elkeen van ons het mos ons sterkpunte, ons gawes en talente wat ons gekry het, wat ons kan bydra. En elkeen verskil van mekaar. So by Solidariteit Helpende Hand praat ons juis van werksyn. 'n Doelbewuste fokus op welstand, wat mense help beweeg van iemand moet my help, na kom ons bou saam. So dis die verskil tussen afhanklikheid en deelname. So tussen korttermyn verligting en volhoubare groei. So ons glo baie sterk in werksyn, wat juis die teenoorgestelde is van welsyn. Ek gaan dit weer herhaal, ons glo in werksyn, wat juis die teenoorgestelde is van welsyn. Dit gaan oor om waardigheid te herstel, om mense te help ontdek, dat hulle nie net ontvangers van hulp is nie, maar ook draers van hoop. Jy hoef nie alles te hê om iets te gee nie. Soms is dit net jou tyd, jou vaardigheid, jou ervaring, of bloot net jou bereidheid om betrokke te raak. So wanneer daardie skuif gebeur, van wag na bou, begin gemeenskappe regtig verander. Ja. Alna, wat sou jy hoop om te bereik vir die luisteraar wat nou luister na die boodskap? Wel die ou nie, dit beteken jy hoef nie 'n maatskaplike werker te wees om 'n verskil te maak nie. Jy kan 'n vrywilliger word, jy kan jou vaardighede aanbied, jy kan betrokke raak by jou plaaslike helpende hand tak, of bloot net deur iemand raak te sien en te ondersteun. En hier wil ek ook graag net noem dat ons het regtig aktiewe takke in die Suid-Kaap. Soos byvoorbeeld in julle eie dorp Stilbaai, Riversdal, Mosselbaai, Swellendam, George en Oudtshoorn. So uiteindelik diensbaarheid begin nie by groot dade nie. Dit begin net by 'n bereidwillige hart. Ja, dit is so mooi gestel, net by daardie hart. En as ons dan nou moet afsluit, wat is die boodskap vir die Wêreldmaatskaplike Werkersdag 2026 gewees? Wel, ons boodskap is eenvoudig maar kragtig. Diensbaarheid begin by die wil om te help, soos ons nou al 'n paar keer gesê het, nee.
Wanneer maatskaplike werkers, vrywilligers en gemeenskappe saam staan, een wil, een hart, een gemeenskap, bring ons lig waar nodig. Elke mens kan deel wees en diensbaar wees en ons kan saam bou. En op hierdie punt wil ek ook net graag vir die luisteraars uitnooi om te gaan kyk op ons webwerf by www.ondersteunons.co.za of by www.helpendehand.co.za of by ons Facebookblad by Weskaap Hand. Kan hulle lekker lees oor al ons projekte wat ons doen. En ek wil graag plaaslike projekte ook vinnig met julle deel. Asseblief. Vir wat Stilbaai tak al uitgevoer het. Ons het onlangs die Pitanne mascot, ons sien nou maar die Engelse woord mascot, Ja. by ons by die skole en by kleuterskool gehad. En hy het vir ons vir die kinders kom leer oor mondhygiëne. Net die belangrikheid van hoe belangrik dit is om jou tande elke dag te borsel en om gereeld tandarts toe te gaan en die regte goed te eet, nie te veel lekkers nie, genoeg groente en vrugte. En die kinders het dit regtig baie geniet en hulle is lekker bederf ook deur die taklede en ek weet die taklede het dit net soos hulle geniet. So dit is een van die lekker projekte wat ons uitgevoer het en dan het ons die Kersmark in Jongensfontein het ons 'n stalletjie by gehad waar ons fondse ingesamel het om ons takprojekte mee uit te voer en dan wil ek ook noem van ons stalletjie wat ons gaan hê en waar Stilbaai ook gaan betrokke wees by die KAK&K waar ons lekker mooi klere gaan verkoop teen baie bekostigbare pryse en ons Stilbaai ons winkel hulle ek dink almal ken hulle ook dat julle vir hulle ook ondersteun want uiteindelik die fondse wat hulle dan genereer is om werk mee te skep om maatskaplike werkers se salarisse mee te betaal om studente studielenings te kan gee en om projekte te kan uitrol. So daar's so baie wat gedoen kan word en ons is baie opgewonde ook oor die projekte wat voor lê wat die Stilbaai tak in gedagte het. Hulle kyk regtig na behoeftes in die gemeenskap en dan spreek hulle daai behoeftes deur middel van projekte aan. So julle is regtig welkom luisteraars om vir ons te kontak by hierdie webwerwe wat ek nou vir julle genoem het en dan julle kan ook kontak maak met Leonie, ons Anna Leonie, voorsitter van ons Stilbaai tak en julle kan regtig vir haar ook kontak. Ek sal vir julle Leonie hier by Radio Fynbos haar besonderhede gee en dan kan julle ook lekker betrokke raak. So baie dankie vir hierdie geleentheid. Ja, so Anna, ek dink jy moet net vir die luisteraar sê watter winkel jy van praat. Dit is die Ons winkel in Stilbaai. Hy is geleë langs Postnet en almal wat wil betrokke raak daar kan regtig waar enige iets wat in hulle huis rond lê, skenk en dit word dan daar verkoop teen baie bekostigbare pryse. Jy kan gerus gaan inloer en dan ook gaan koop. Daar's baie keer, soos ons dit in Engels noem, brandklere wat in 'n baie goeie toestand is wat 'n mens teen 'n baie goeie prys kan kry en natuurlik huisware, enigiets waaraan jy eintlik kan dink, kan jy daar kry. So julle is regtig welkom om te kom inloer. Cathy is daar om julle te verwelkom en sy het altyd 'n vriendelike glimlag op haar gesig. Ja, weet jy, terwyl ons so praat, dink ek aan hierdie beeld. Jy sien mos nou nie baie meer vuurvliegies nie. Maar onthou jy as kinders, as jy naby gekom het en daardie vuurvliegie met daardie neonliggie op sy stertjie, kan jy nie gedink het in 'n donker nag hoeveel liggies dit gebring het nie. En ek wil net vir jou sê, dit is die beeld wat ek kry, is die klomp vuurvliegies wat die bright neon liggie laat brand. En dit is die hoop wat julle mense se lewens bring. En ons sê vir julle ook van Radio Fynbos se kant af baie dankie. Dankie vir julle liggies wat skyn. Julle sien baie moeilike omstandighede. Julle gaan in plekke in wat hartverskeurend is, maar julle bly julle liggie laat skyn. Baie dankie dat julle was vir die onderhoud. Baie dankie Leonie, ek waardeer dit en dit is net vir ons 'n voorreg om hierdie werk te kan doen en deur die Here gebruik te word om ons talente en gawes uit te leef. So baie dankie vir die geleentheid. Nou volgende keer gaan ons jou nooi en dan gaan ons met jou gesels 'n dag in 'n maatskaplike werkersdag. Ek dink mense besef nie altyd. Weet ek het in my beroep het ek nogal naby julle ook beweeg, maar mense besef nie regtig wat julle doen nie.
En as daar nou gepraat word van engele ook in hierdie lewe, dink ek het julle nogal engele wat rondloop, wat se vlekkies weggesteek is, as ek dit so ligtelik kan sê, enigstens. Maar mag die Here julle seën en mag hy vir julle wysheid gee, en mag julle regtig gaan van krag tot krag, julle projekte goed loop, voorspoedig wees, die mense wat dit bymekaar sit, laat dit net goed sal gaan. Baie dankie Leonie, sonder julle kan ons dit nie doen nie. So baie dankie daarvoor en ons vat daai seën wat jy uitspreek. Dankie. Daar sy met liefde. Julle het dan nou geluister na ons gesprek met Alna de Waal en sy is dan van Helpende Hand Solidariteit. En as jy na hierdie geluister het, wil jy dit nie tog maar share met ander mense nie. Daar is net die regte oor wat dit gaan hoor en die hand wat oop sal gaan ook vir hierdie organisasie en vir dit wat hulle doen. Dankie luisteraars.